Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 9de Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: vroue konstabel in Kimberley aangerand tydens haar skof. Nuus hooftrekke vir vandag: 3 mans in Gugulethu is in 'n oor en weer skietery dood. Vroue polisiekonstabel in Kimberley aangerand terwyl sy aan diens was. Huguenot tunnel is weer oop na busbrand. Goud styg tot $4,000, platinum en palladium styg ook erg. Christo Lambrecht sal in 2026 in Amerikaanse Ope deelneem om Suid-Afrika daar te verteenwoordig. Protea dames speel teen Indië in hulle 3de wedstryd vandag. Het kom nou deesdae gereeld voor dat as polisielede besig is om hulle wetlike pligte te doen, dat hulle deur misdadigers geteiken word en aangeval word. Die polisiekommissaris, generaal Fanny Masimola, het 'n verklaring uitgereik en gewaarsku dat streng optrede teen misdadigers sal volg. Dit kom nadat 'n vroulike konstabel wat Saterdag in die sentrale sakekern diens verrig het, saam met haar kollegas aangerand is. 2 broers is deur die polisie in hegtenis geneem in hierdie aanval. Hulle is Adrian Ramzan, wat 21 jaar oud is, en Antonio Ramzan, wat 23 jaar oud is. Volgens die polisie het die 2 beskuldigdes reeds maandag in die Kimberley se landros verskyn op die klagte van aanranding met die opset om ernstig te beseer, asook is verset teen arrestasie, opsetlike saakbeskadiging en regsveruideling. Volgens die plaaslike veiligheidskameras kan daar duidelik gesien word hoe dat die konstabel verskeie kere in die gesig geslaan is. Die konstabel het beserings opgedoen en is dadelik na 'n nabygeleë hospitaal geneem vir die nodige mediese behandeling. Die kommissaris het ook bekend gemaak dat sy berading en ondersteuning van die polisie se kant af kry om deur hierdie trauma te kan werk. Ook het die plaaslike polisiekommissaris gesê, hy duld geen aanvalle op enige polisielid en misdadigers sal met die volle arm van die gereg te doen kry. Hy sê as sy lede aangeval word, is dit 'n aanval op die staat. Verskeie sulke pleidooie is al gerig aan misdadigers, maar volgens hom val dit op dowe ore. Respek moet teenoor mense in uniform betoon word. Verder vra die kommissaris ook dat die publiek om saam te werk om rowe, transito gewapende rowers en geslagsgeweldenaars se optredes in muur aan te meld. Generaal Masimola het die polisielede gevra om altyd hulle werk in die raamwerk van die wette te doen. Die saak teen die beskuldigdes is tot 25 November uitgestel. Beide is tans in aanhouding en sal dan aansoek doen vir borgtog. 3 mans in hulle 20's is Dinsdag in 'n skietery in Gugulethu, Kaapstad doodgeskiet. Volgens die polisie se inligting het onbekende mans die 3 aangeval en doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder sê die voorval het omstreeks 18:30 in die aand in Loutus informele nedersetting gebeur. Die aanvallers is steeds voorvlugtig en die motief vir die moorde is nog onbekend. Die Wes-Kaapse polisiebestuur het hierdie sinnelose daad van geweld sterk veroordeel en die ondersoek geprioritiseer om te verseker dat die oortreders voor die gereg gebring kan word. Die N1 Huguenot tunnel is sedert vandag om 06:00 weer oop vir verkeer nadat 'n busbrand die sluiting daarvan genoodsaak het. Die besluit om te heropen is eers geneem na omvattende verifikasie, soos die Randall Cable, SANRAL se Wes-Kaapse hoof. Die herstelwerk sal gedurende die nag gedoen word, wanneer die verkeersvolume die laagste is om minimale ontwrigting vir motoriste te verseker. Alle sluitings sal met die publiek gekommunikeer word. SANRAL sê die spoedbeperking in die tunnel in die geraakte area sal tydelik tot 40 km/h verminder word as bykomende voorsorgmaatreël. Motoriste word versoek om versigtig daar te bestuur. Voorheen is berig strukturele inspeksies het gevind die mure van die tunnel en die padoppervlakte is nie struktureel beskadig deur hierdie brand nie. Van die muurpanele, die kabelstelsel en die infrastruktuur vir beligting is egter onderstel beskadig deur hierdie vlamme en hitte wat plaasgevind het. Sifiwe Goruba, minister van basiese onderwys, bly bekommerd oor die benarde finansiële situasie waarin provinsiale onderwysdepartemente hulle tans bevind. Die koerant het Goruba se kantoor om kommentaar genader oor hoe sy en die regering van nasionale eenheid gaan ingryp om sukkelende provinsie se onderwysdepartemente landwyd te gaan ondersteun. Sy voeg by dat die ander provinsiale onderwysdepartemente soortgelyke finansiële probleme tans ondervind. Die plan is ontwerp om die departement se geldsake te stabiliseer, finansiële gate toe te stop en om die stelsel weer op 'n volhoubare grondslag te plaas. Goruba se departement en die premierskantoor sal ook die inwerkingstelling daarvan monitor om deursigtigheid, verantwoordbaarheid en momentum te verseker in die bereiking van die verlangde uitkomste.
Hy seken sa daarvoor dat sy party sinoniem met korrupsie en misdaad is, soos die Dakota Legwete, ANC-LP en voorsitter van die portefeulje komitee oor verdediging en militêre veterane. Almal moet voor die volle mag van die geregte saamkom, het Legwete op 'n amptelike komitee-sitting gesê, waar tydens die kantoor van die ouditeur-generaal die OG verslag gedoen het oor die departement van verdediging en militêre veterane se ouditkomste vir 2025 boekjaar. Dinsdagmiddagse komitee-sitting volg nadat die grootbase van die DVMV in sy onlangse ingediende jaarsverslag aangevoer het dat 'n steeds krimpelende begroting die grootste rede is vir die agteruitgang van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Die goudprys het soos verwag gister vir die eerste keer tot bo die vlak van $4,000 per fyn ons gestyg en ontleeders verwag dit kan oor 'n jaar sowat $4,530 kos. Teen gisteroggend het die goudprys steeds verder met 1,33% gestyg tot $4,038 per fyn ons. Silwer se pryse het ook saamgery op die goudgolf en is 2% sterker op $48,76 Amerikaanse sent per fyn ons. Verskeie faktore dra tot die goudloopie by, dit sluit in verwagtinge oor rentekoersverlagings, voortgesette onsekerheid, stewige aankope deur sentrale banke, 'n swak dollarprys en geldvloei na beursverhandelinge fondse wat op goud sal fokus. Die internasionale krisisse, soos die konflik in die Midde-Ooste, die oorlog in Oekraïne en politieke woeling in Frankryk en Japan dra ook by tot groter vraag na goud. Die momentum in die goudprys spoel benewens ook na silwer, na ander edelmetale soos platinum en palladium wat onderskeidelik met 1,7% en 4,1% gestyg het. Die Transnasionale Hawe-owerheid, die TNPA, het Dinsdag 'n 25 jaar terminaal operateur ooreenkoms met FSS Tank Terminals, die FFS, aangekondig. Volgens Andrew Canning, uitvoerende hoof van FFS, sluit die ooreenkoms aanvanklike verkrygingsbedrag van R200 miljoen in en 'n verdere R350 miljoen. Die hawe in Kaapstad is 'n belangrike spulpunt in die land se logistieke netwerk en hanteer meer as die helfte van Suid-Afrika se landbouuitvoere. Advokaat Phyllis Di Vetto, waarnemende uitvoerende hoof van die TNPA, sê die ooreenkoms sluit in elemente van infrastruktuurontwikkeling en werksgeleenthede. Suid-Afrika se sakesektor kan slegs help om die land reg te ruk as hy homself ook kan red en sy eie tekortkominge ook kan raak sien. Die sakesektor se groot samewerking met die regering is tans in die kollig, veral nadat die Business South Africa verlede maand 'n mede-sessie gehad het oor die vordering in energie, vervoer en logistieke bedryf, asook die stryd teen misdaad en jeugwerkloosheid. Dit is belovend dat die sakesektor meer aktief betrokke wil wees, veral omdat die sektor waarskynlik die grootste vermoë het om grootskaalse projekte deur te voer. Die sakesektor is verreweg nog die grootste werknemer in Suid-Afrika. Sedert 2010 neem die sektor reeds 16,5 miljoen mense in diens. Die twee lykere is grootliks dieselfde modelle as die Suzuki Baleno en Fronx, maar danksy 'n ruilooreenkoms van 'n paar jaar gelede kan Toyota 'n handvol van Suzuki se voertuie as Toyotas bemark. Suzuki kry op sy beurt toegang tot Toyota se hibriede aandryfstelsel tegnologie. Terwyl die Starlet sowat 1100 nuwe eienaars per maand bereik, doen die Cross self ook iets sleg nie, met 'n gemiddeld van 800 verkope per maand. Met die opknapping is die ou 1.4 liter eenheid wat 68 kW teen 138 Nm vervang het met 'n groter 1.5 liter wat 77 kW lewer teen 140 Nm. Die 5-gang handratkas en 4-gang outomaties is egter net so behou. Al twee die Starlets kry nou 2 ligsakke, standaard items, saam met 2 kant en 2 gordynligsakke. Deur die 6 ligsakke nou standaard in elke Starlet en Starlet Cross aan te bied, kry Toyota handelaars nou ekstra skietgoed om voornemende kopers oor te haal. Toyota het intussen ook sy diensteplan opgeknap. Die Starlet en Cross word nou verkoop met 'n 4 dienste of 60.000 km diensplan. Dit was eers net 3 dienste oor 45.000 km. Die twee buksies bied goeie ware vir geld met pryse wat wissel van 270.000 en 330.000 vir die Starlet en tussen 300.000 en 380.000 vir die Starlet Cross. Kry 'n mens heelwat motor vir jou rande. Die Senatla Sewees toernooi vir seuns en meisies word op 7 en 8 November in die Jan Burger Sportkompleks in Parow Noord gehou. Hoewel Senatla vir die sommers uitdraf, is hierdie boorling van welkom in die Vrystaat sinoniem met Sewees rugby in Suid-Afrika. Die 230 wat hy in 41 toernooie in die wêreld reeds gedruk het, is steeds die meeste deur 'n Suid-Afrikaner. Ek kom van welkom af, waar daar nie juis geleenthede of blootstelling vir my was, het hy gesê. Nadat ek na die Cheetahs was daar meer blootstelling, so ek het my by die Blitsbokke bevind.
Dit het aan my gewys wat moontlik is as jy 'n kans vir blootstelling kry. En die 7 is waar daar op 'n verskeidenheid van vaardighede gefokus en alles is individueel, het hy gesê. Jy is die heeltyd blootgestel. Indien jy nie die vaardigheid op daardie oomblik korrek uitvoer nie, is die geleentheid vir jou vir altyd verlore. Die nuwe seisoen van die Sevens reeks begin met die Dubai toernooi op 29 en 30 November hierdie jaar. Christo Lambrecht sal in 2026 aan die Amerikaanse PGA reeks meeding, so die Korn Ferry kwalificeringsreeks aangekondig. Lambrecht en die Suid-Amerikaners, Zach Begau en David Chatfield is volgens PGA seker daarvan dat hulle die jaar onder die voorste 20 spelers op die Korn Ferry puntelys sal afsluit. Dit beteken dat hulle Sondag hulle spelerskaarte vir aanstaande jaar sy PGA reeks sal ontvang. Lambrecht, wat 24 jaar oud is, 'n oud leerling van die hoërskool Outeniqua in George, is 11de op die Korn Ferry se puntelys. Dit is Lambrecht sy eerste jaar in hierdie reeks. Hy het sy posisie in die puntelys 'n goeie hupstoot gegee toe hy die Pinnacle Bank kampioenskapstoernooi met 'n hou gewen het. Dean Burmeister het intussen bevestig hy sal in November aan die Suid-Afrikaanse PGA kampioenskap deelneem. Die toernooi word van 27 tot 30 November op die St. Francis Linksbaan in die Oos-Kaap gespeel. Die Suid-Afrikaanse PGA kampioenskap is in 1965 vir die eerste keer beslis, grotendeels danksy steun van Gary Player en Brian Henning. Player is self 'n driemalige kampioen in 1969, 1979 en 1982. Die Comrades is die grootste en oudste ultrawedloop ter wêreld en is vir die eerste keer in 1921 aangebied. Die getal deelnemers sal in 2026 in die 50ste opwedloop tot 22.000 hardlopers beperk word. Benewens die wencheck van R925.000 wag 'n bykomende R605.000 as die rekord van die vinnigste tyd tot nou toe nog tussen Durban en Pietermaritzburg. 'n bykomende R550.000 is boonop op die spel vir die atleet wat die vinnigste pas per kilometer tussen die twee stede gaan hardloop. Dan wag daar ook R242.000 op die eerste Suid-Afrikaner oor die eindstreep in albei afdelings. Die Komraadsvereniging, die CMA, organiseerder van die wedloop, het ook aangekondig die inskrywingsgelde bly onveranderd. Vir Suid-Afrikaners is dit R1.200 per atleet. Bosch, die vervaardiger, wat die rekord hou vir die meeste oorwinnings in die Le Mans uithou wedren oor 24 uur, naamlik 19 wenne, het gister aangekondig dat hy van volgende jaar af nie meer aan die wêreld uithou kampioenskap, die WEC, sal deelneem nie. As deel van 'n fokusverskuiwing vanaf 2026 sal die Porsches slegs deelneem aan die Formule E reeks vir elektriese renmotors en die Noord-Amerikaanse IMSA Watertech sportmotorkampioenskappe wat die Daytona wedren oor 24 uur sal insluit. Autosport berig dat die huidige omstandighede waarna Porsche verwys te doen het met die vervaardiger sy huidige finansiële probleme. Porsche het in 1970 die eerste keer aan die Le Mans deelgeneem. Pat Cummins, kaptein van Australië, het nog nie weer begin bou nadat hy rugbesering opgedoen het nie en sal die eerste crickettoets in die reeks om die as teen Engeland in Perth laat in November ook misloop. Sy deelname aan al 5 toetse in die reeks kan ook in gedrang kom. Cricket Australië, sy het nog geen opdatering oor Cummins se fiksheid in hierdie tyd nie. Indien Cummins nie fiks is om op 21 November in Perth te speel nie, sal Steve Smith, die voormalige kaptein, waarskynlik weer die span aanvoer. Die Ultimate Fighting Championship, oftewel UFC, het aangekondig dat die voormalige veer- en ligveerkampioen Conor McGregor 'n skorsing van 18 maande vir 'n oortreding van die beleid teen die gebruik van verbode middels aanvaar het. McGregor het ten volle met SCAD se ondersoek saamgewerk, verantwoordelikheid aanvaar en gedetailleerde inligting verskaf wat SCAD tot die misgeloopte toetse bygedra het, soos die UFC in 'n verklaring op sy webblad. As gevolg van McGregor se samewerking en omstandighede, CSAD die standaardskorsing van 24 maande met 6 maande verminder. Suid-Afrika en die onoorwonde Indië, wat elk 2 wedstryde reg die blad het, is vandag slaags. Teen Engelse het die 32-jarige Bosch 6 lopies aangeteken en teen Nieu-Seeland sy herpaaltjie vir 'n nulletjie verloor. In albei wedstryde het sy op nommer 5 gaan kolf. Dit is 'n raaisel hoekom Derksen, wat 24 jaar oud is, nog nie speelkans in vanjaar se wêreldbeker toernooi gekry het nie. Sy het vroeër vanjaar in 'n driehoekige reeks tussen Suid-Afrika, Indië en Sri Lanka in Colombo tellings van 30, 61 nie uit nie, 81 en 104 aangeteken. Benewens Bosch kon Laura Wolvaar, die kaptein van die Proteas, ook nog nie in die wêreldbeker toernooi met die kolf op 3 gekom het nie. Sy het sover tellings van 5 en 14 aangeteken. Nog 'n staatmaker, Marizaan Kap, kon ook tot dusver slegs bydraes van 4 en 14 lopies lewer. Indië beskik oor 'n goeie balaanval
veral sy twee aanvangsbowlers, wat suksesvol was, sover dit in toestande wat meer geskik is vir draaibal-bowlers, so de Klerk gister op 'n media-konferensie gesê. Suid-Afrika se span bestaan uit Laura Wolf, haar kaptein, Ayanda Kaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizaan Kap, Tasman Brits, Sinaito Jafta, Nonkuleka Mlaba, Annelie Derksen, Anneke Bos, Masabata Tlas, Sunailis, Karabo Moso, Tumoseko Kunye en Nomeduso Shangase. Die wedstrijd begin vandag om 11:30. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkieu vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 21:34, Polokwane 15:27, Lephalale 19:24, Mbombela 16:29, Mahikeng 17:32, Pretoria 17:31, Johannesburg 17:28, Ermelo 11:28, Galagadi 11:35, Gaborone 20:34, Richards Bay 18:29, Pietermaritzburg 16:25, Durban 19:24, Port St. John's 16:22, Pongola 18:28, Maputo 19:28, Bethlehem 10:27, Bloemfontein 13:29, Alawal Noord 11:28, Welkom 15:30, Vryburg 15:33, Kimberley 17:33, Appington 17:34, Prieska 15:34, Springbok 16:34, Karasburg 18:35, Keetmanshoop 19:36, Mariental 18:36, Alexanderbaai 14:33, Brandvlei 15:32, Loederitsbaai 16:25, Vredendal 12:38, Kaapstad 14:24, Sutherland 8:27, George 11:21, Jeffreys Bay 11:23, Cabarra 10:27, Graafreinet 10:29, Kaaphoogalaas 10:22, De Aar 13:30, Molteno 7:25, Beaufort Wes 11:32, Oos-London 11 in die oggend 26 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.16 teenoor Amerikaanse dollar. Australiese dollar kos R11.29. Die prys van die euro is R19.96. 'n pond kos R23.06. Die prys van 'n yen is 11 sent. Silwer se prys is $49, 1 Amerikaanse sent. Platinum se prys is $1,670. Palladium se prys is $1,441. Die prys van goud per fyn ons is $4,043 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $65.45 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: dit maak nie saak hoe stadig jy vorder nie, solank jy net nie ophou, jou eindbestemming is naby. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.